Okay, so ons was besig met die Eastern Cape eksamen. Waar is jy nou? Yes. Kyk ek op Teams en is nie op Teams nie. Okay. So ons het gister hierdie vraag klaargemaak. Is nou die nasionale senior sertifikaat eksamen waarmee ons besig was. Ons het vraag 1.1 klaargemaak. 1.2 het ons geskiep want jy skryf nie oor datahantering nie. 1.3 was waarskynlikheid. En toe het ons vraag 2 voltooi. Wel tot en met 2.2. Die een ding wat ek wou uitwys is uitgepraat van maandelikse bruto salaris. So jy kan uit die aard van die saak kan jy nou hierdie gaan deel deur 12. So hierdie is per jaar. Per jaar. En hierdie 15% van sy bruto salaris was ook per jaar gewees. Jy kan dit gaan deel met 12. Beide van hulle om dit maandeliks te maak. Okay. So deel 12 is maandeliks. Selfde hier deel 12 maandeliks. Okay. So ek weet, dit is nooit lekker om so in die middel van 'n vraag weer op te tel nie, maar ons doen dit vandag. Daarom het ek jou gister gesien, so dis redelik vars nog. Ja. So dis hierdie vraagie, hy praat van Daniel, wat 53 jaar oud is, bla bla bla. Ons het gepraat oor sy bruto salaris en sy inkomste, sy kortings en sy mediese krediete. Toon hoe hierdie bedrag in die belastingskategorie 6 bereken word. Okay. Hulle praat van hierdie ene. Okay. Om hierdie te doen, moet jy altyd na die kategorie bo dit gaan. En die maksimum gaan uitwerk. Okay. So kom ons gaan kyk gou hierdie ene. Ons sê, dit is daai 170.734 in kategorie 5. En dan sit 39% van die maksimum. Nou die maksimum in hierdie geval is 817.600. So dis 817.600 minus die minimum van daai kategorie. En dan as jy dit gaan uitwerk op jou sakrekenaar, dan sal jy sien, kom ons breek hom af in sy stukkies die keer. Ek doen gewoonlik nie, ek tik dit gewoonlik net so in my sakrekenaar in, maar hierdie keer wil ek jou wys waarvandaan dit kom. Minus 641.400 is 176.200. 39% daarvan is 68.718. En raai wat, dit gee vir ons die bedrag waarvoor ons soek. So effektief, ek sal nou weer skuif dat jy kan aanhou skryf. Okay. Effektief, hierdie bedrag is die maksimum belasting wat jy op hierdie kategorie sou kon betaal. Hierdie bedrag is die maksimum belasting op hierdie kategorie. Hierdie bedrag is die maksimum belasting op daai kategorie en so aan en so voort.
So, dit is ietsie wat baie mense nie 100% verstaan nie, maar dit is waarvandaan daai bedrag kom. Ok, so 2.3 is klaar, hy is net 3 punte. En 2.4 is weer 6. Ok. Daniel het 'n enkel bedrag ontvang, omdat hy 20 jaar by dieselfde maatskappy gewerk het. Mooi so, Daniel. Die maatskappy reël is om 80% van hulle maandelikse bruto salaris aan werknemers toe te ken. Enkel bedrag. Die maatskappy 80% van hul maandelikse bruto salaris. Ok, so dit is wat die bedrag is. Daniel het die bedrag wat hy ontvang het belê in 'n rekening. Hierdie is 'n saamgestelde en enkelvoudige rente. Skryf jy daaroor? Rente. Nee. Ek kyk gou. Ek dink jy skryf oor rente nie. Ok, dan gaan ons daai ene los. Hierdie is rente. Dink jy ons het al rente die jaar so ver gedoen nie? Ek dink ook nie so nie. As ek reg onthou het julle nog nie rente gedoen nie. Ok, hy is rente geskip. Ok, ek wil gou kyk. Ek dink hierdie een is datahantering. 2 maniere, persentasie, bereken die gemiddelde, ja. Ok, so hy is datahantering, maar daar's so hier en daar vraagie wat net basiese vaardighede is. So kom ons kyk gou. Hierdie 3.3 toon dat die persentasie kiesers in die Weskaap 11,91% is. So daarso is die Weskaap. Jy sou hierdie bedrag uit die Weskaap uit oor die totaal maal met 100. Ok, So 3.3 is die Weskaap 3198146 oor die totale aantal kiesers in die land maal met 100 om die persentasie te kry. So dis die 1. Gemiddeld interkwartiel variasiewyte, lyngrafiek, en al daai goeters is dan datahantering. En dan die laaste een is 3.8. Bepaal die waarskynlikheid as 'n desimaal afgerond tot 3 desimale plekke om 'n geregistreerde kiezer wat in die Kaapse provinsies woonagtig te kies. Ok, 3.8, hy is waarskynlikheid. So, hulle sê die Kaapse provinsies. So, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Wes-Kaap. ja. Ek vergeet altyd van Noord-Kaap. Tel hulle bymekaar. So dis daai 3348 392 vir Oos-Kaap, 634792 vir die Noord-Kaap en 3198146 vir die Wes-Kaap. Uit die totaal wat 26850,972 is. Ok. Dan gaan jy dit in jou sakrekenaar intik om dit as 'n desimaal te kan skryf. Nou, uit die aard van die saak kan jy ook eers dit as 'n vereenvoudigde breek gaan skryf. Dit is
waarskynlik wat op die memo sal staan as ons na die memo kyk. So dit sal 7181330 oor die totaal wees. So, dan tik jy dit as 'n breek in jou sakrekenaar in, soos dit. En hulle het gesê afgerond tot 3 desimale, so dis 0,267. Hy bly 7, want die 4 is 'n 4. Hy is nie groter as 5 nie. Ja. Wat sê hy? Lekker, lekker. Jy het tot dusver enige vrae? Okay. Die res van vraag 3 was net datahantering en ons wou nie datahantering doen nie. Okay. Span. Okay. Skryf die wengeld in syfers, bepaal hoeveel elke lid sal ontvang. Hierdie is basiese vaardighede. Okay. So ek gaan dit saam met jou doen. Die wensokkerspan is $7 miljoen in Afrika Nasies beker of die African Cup of Nations beloof. Die span, insluitend die tegniese personeel, het 'n totaal van 30 lede. Hulle gaan die 7 miljoen gelyk opdeel. Okay, hulle wil eers hê jy moet die 7 miljoen in getal of in syfers skryf. Ja. So 'n miljoen het 6 nulle. 'n miljard het 9 nulle. Wat in Engels 'n biljoen is. Miljard in Engels is biljoen, dis nie biljoen in Afrikaans nie. What the hell? En dan sê hulle bepaal hoeveel elke lid sal ontvang as hulle die toernooi wen, rond jou antwoord tot die naaste 1000 af. So hulle het gesê, hulle gaan daai $7 miljoen gelyk opdeel tussen 30 lede, insluitend die tegniese personeel. Nee? Sorry. En dit gee vir jou 233.333 blablabla. So dis 233.333,33 blablabla vir ewig, maar hulle het gesê rondaf tot die naaste 1000. Hierso is ons duisende. So dit gaan afrond na 233.000 per lid. Okay. Julle skryf nie oor wisselkoers nie. Ja, nee. So ons gaan 4.2 skiep, hy is oor wisselkoers. .3 is datahantering. So ons gaan hom skiep. En dan 4.4 is gelykbreek, so kom ons kyk na 4.4. Okay. Ek weet jy hoef nie te weet wat elke vraag is en hoekom ek hom skiep nie, maar ek dink dis goed vir jou om te hoor watter afdeling is wat. Ja. Nou, ek skryf dit so hier in my boek. Okay. Watter afdeling wat is. Okay. Tandi koop en verkoop skryfbehoeftepakkies, so pencil cases, by skole in haar gemeenskap. Die tabel hieronder toon die koste en inkomste per skryfbehoeftepak. So, die koste van 'n pakkie
vir haar om te maak, is dit is haar uitgawes. Sy het 'n vaste uitgawe van R6.000. So sy huur 'n plek of sy adverteer iewers of wat ook al, is 'n lopende en vaste uitgawe. En dan gaan hy soos wat sy meer maak, word haar uitgawe meer. In die aard van die saak, as sy geen pakkies verkoop nie, dan maak sy geen geld nie, en dan is dit lyk vir my 750 per pakkie. Want as sy 7.500 maak vir 10 pakkies, is dit 750 per pakkie. So kom ons kyk eers wat hulle vra. 4.4.1 definieer die term gelykbreek. Ons moet dit in ons slaap kan doen. Wanneer die uitgawes en inkomstes gelyk Presies. Ja. Wanneer die uitgawes en inkomste gelyk is. En as jy dit hierso, as jy wil sê, wanneer Tandie se inkomste en uitgawes, wat ook al, nee. Nou, ons kan nie ons gelykbreekpunt mooi van hierdie af lees nie, maar ons kan hierso sien. Die uitgawes is meer as die inkomste, en dan hierso is die uitgawes minder as die inkomste. So die gelykbreekpunt is iewers tussen 10 en 20. As ons nie dit kry nie, dan weet ons maak 'n fout as ons die gelykbreekpunt moet gaan kry. 4.4.2 noem die tipe koste wat R6.000 verteenwoordig, vaste uitgawe. 6.000. Is hierdie R6.000 daar. Ja. Ja, dit is al vaste uitgawe. En 4.4.3 sê hulle bepaal hoeveel pakkies Tandie moet verkoop om gelyk te breek. Hulle het nie vir jou gevra om 'n skets te gaan teken nie. Okay. Hulle het nie vir jou gevra om op 'n grafiek, 'n lyngrafiek te gaan teken nie. Hierdie is vir 3.6. Okay. So, ons gaan eers 'n formule vir elkeen uitwerk. En ek gaan sommer sê, laat die aantal pakkies sommer N wees. N of X of T of Z, wat ook al jy wil. Okay. Dan is haar inkomste as volg. Ons het gesê dis R750 per pakkie. En dan gaan ek jou uit, hoe het ek hierdie kry? Ek het daai 7.500 vir 10 pakkies gevat en gedeel deur 10. Okay, dan haar uitgawe is R6.000 vaste uitgawe. Plus die koste vir een pakkie maal met die aantal pakkies. Stem jy saam? Ja. So ek wil gou die koste vir een pakkie gaan uitwerk. Sien jy vir 10 pakkies het sy 9.500. Ja. So ons vat daai 9.500 en ons trek die vaste inkomste uitgawe af. Okay. Dit gee vir ons 3.500. Dit is hoeveel sy spandeer het op die pakkies maak alleen. Okay. En dan deel ons dit met 10. So per pakkie is dit R350. Ek moet sê, hierdie is vir my baie vir 4 punte. Want ons het nog nie eers die antwoord nie. Dan gaan jy sê, vir die gelykbreek moet hierdie
750 maal n dieselfde antwoord gee as 6000 plus 350 maal n. Nou gaan ons 'n bietjie algebra doen. Dis graad 8 vlak algebra. Is nie die einde van die wêreld nie. Dit mag dalk net so rukkie vat om dit te onthou. Ek wil my enne almal aan een kant hê. Een kant. So hierdie bly waar hy is. En dan oor hierdie een oor die lyn spring, moet hy afgetrek word. Ja. So dit is al 350 maal n. En die 6000 bly waar hy is, hy het nie beweeg nie. So ek trek 750 en 350 van mekaar af om die wins per pakkie uit te werk. Okay. Dit is R400 per pakkie. En dit gee vir ons R6000. Nou om n alleen te kry, moet ek deel deur 400, maar wat ek aan een kant van die is gelykant doen, moet ek aan die ander kant van die is gelykant doen. En dit gee vir ons 15. OK. Nou sê nou maar jy wil nie of kan nie algebra doen nie. Dan is jou ander opsie om te toets. Jy kan gaan, OK, die inkomste by 11 pakkies, die inkomste by 12 pakkies, die inkomste en uitgawe by 13 pakkies, die inkomste en uitgawe by 14 pakkies, totdat jy by die regte antwoord uitkom. Nou as ek jy was, ons het mos nou gesê, hy gaan tussen 10 en 20 wees, sou ek eers halfpad begin, halfpad is 15. Dan sou jy onmiddellik die regte antwoord gekry. Ja. Maar dit is net een van die metodes. Jy kan hom gaan toets, of jy kan bietjie algebra doen. Ek weet, baie van my wiskundige geletterdheidstudente is getraumatiseer deur algebra. So hulle wil dit nooit ooit doen nie, dan doen hulle maar die toetsmetode, alhoewel hy effens langer vat. Ek dink ja, is nog ons. Okay. Daai manier is bietjie lang. Okay, het jy enige vrae oor hierdie vraestel? Dan staan Is nie bad nie. nee, dit is nie. Hierdie vraestel is dus klaar. So kom ons kyk na, ek vat sommer net die volgende een wat ek by my het. Hy sê Junie eksamen van 2024, hierdie was die nasionale, nee, Gauteng eksamen, lyk dit vir my. Okay. So hierdie is die Gauteng Junie eksamen van 2024 en uit die aard van die saak oor ons net oor wat noem jy dit, finansies en waarskynlikheid skryf, doen ons vraestel 1. Okay. Waarskynlikheid is die enigste topic wat in vraestel 1 en 2 is. Maar hy is gewoonlik bietjie minder in vraestel 2. Okay. Dan gee hulle vir jou al jou instruksies en bylaag A vir daai vraag en bylaag B vir daai vraag. Maar jy weet hulle gaan dit ook vir jou in die vraestel self sê. Nommer jou antwoorde korrek, bla 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 bla. Okay. Vraag 1 is datahantering. So ons gaan hom skiep. So tipe grafiek, minste gewild, persentasie Instagram gebruikers.
jy lees hom net van die grafiek af. En daai is 'n basiese vaardigheid, hierdie 1.4. Daar is daagliks 10 miljoen gebruikers op sosiale media platforms. Bereken hoeveel gebruikers daar daagliks op TikTok is. So TikTok is daai ene, hy is 35%. So hy is 'n basiese vaardigheid, dis die enigste rede hoekom ek hierdie een sal met jou doen. 35% van 10 miljoen. So 10 met 6 nulle. Hy gaan 2 en 2 doodtrek. En dan los dit ons met 1, 2, 3, 4, 5 en 35. Maar die aard van die saak kan jy hom net so intik. 1, 2, 3, 5, 0, 0, 3 as hy gebruikers. Alright. Wanneer jy 'n motor koop, is die algemene reël 20% van jou, totale inkomste op die maandelikse paaiement. Ek het 'n vermoede hierdie mag dalk rente insluit. So ek lees hom net gou deur. So op soek na sy kar. Hy verdien soveel, die prys van die motor is as volg. Ja, hierdie is rente. So ons gaan nie hierdie ene doen nie. Hy het selfs 'n ballonbetaling in wat ons nog nie gedoen het nie. En ek bedoel, daar is sekere goeders wat jy basiese vaardighede kan noem. Hierdie is 'n basiese vaardigheid. Hierdie is 'n basiese vaardigheid en so aan. Maar ek wil nie te veel net soos kies en pik Ja. uitvra nie. Hierdie is 'n finansiële dokument. Dis 'n salarisstrokie. So kom ons kyk na hom. Meneer Randy Ford, interessante naam, het van die FSA na Suid-Afrika verhuis en is as departementshoof vir die wiskundegeletterdheid en wiskunde by Hoërskool Zoonoodle. Ek weet nie hoe hy uit te spreek nie. In Johannesburg aangestel. Ek gaan Zoonoodle sê, dis maklik. Noodle. Hieronder is 'n uittreksel van sy salarisstrokie. Cool. Hy het sy basiese salaris plus 'n huistoelaag, dis sy inkomste. Dan het hy sy aftrekkings. LBS staan vir lopende belasting Systeem. Ja. Ek sal dit sommer hier vir jou skryf. LBS is lopende belasting stelsel, stelsel nie systeem nie. En in Engels is dit pay as you earn. Dit is effektief die belasting wat jou werknemer, 'n werkgewer namens jou betaal. Belasting deur werkgewer aan SARS namens jou betaal. So wat hulle doen is, hulle kyk na jou inkomste en hulle sê, ons skat dat jou belasting per maand hierdie gaan wees. En hulle betaal dit namens jou elke maand, sodat jy nie dit hoef te betaal nie.
En jou enigste verantwoordelikheid is om 1 of 2 keer 'n jaar te double check dat SARS nie jou skuld nie. Dat jy nie te veel belasting betaal het nie. So hulle trek dit van jou salaris af en betaal dit namens jou. OK, dan, wat wil ek nou nog sê? Ons moet nie eintlik SARS gebruik wanneer ons praat nie. Dis mos die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. So dit is SAID. Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Okay. So jy moet SAID gebruik as jy in Afrikaans skryf. Ja. Dan het hulle sy mediese fonds, sy werknemernommer, sy lidmaatnommer en sy huislening wat afgetrek word. OK. Verduidelik die betekenis van LBS soos gesien in konteks van die salarisstrokie hierbo. Hi, ek het nie eers geweet daai vraag kom nie. LBS is jou geskatte maandelikse of kom ons sê meneer Ford se geskatte maandelikse inkomstebelasting. Wat namens hom deur sy werkgewer betaal word aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So ons het nou lank daaroor gepraat en ek nie eers geweet het kom in die vraag op nie. Ek wou net vir die ding verduidelik. Toon met behulp van berekeninge hoe die bruto inkomste bepaal is. Onthou bruto is voor aftrekkings. En netto is na aftrekkings. So sy bruto inkomste gaan sy basiese salaris plus sy huistoelaag wees. Dis hy 39380,75 plus 169,1,38. Dit hoort vir ons hierdie te gee. Dit voel asof ons al baie lank werk, maar dit is nie so lankie. Nog so 55 minute. Ja. So, bereken die waarde van A, meneer Ford se totale aftrekkings. Dis daarom lekker, ons vat net sy LBS plus sy mediese fonds plus sy huislening. Is nogal interessant dat sy werkgewer namens hom sy huislening betaal. Want dit gebeur nie gewoonlik nie. Mag dalk wees dat die huis actually aan die skool behoort byvoorbeeld en hy Kan wees, ja. Sê nou maar hy bly op die property of iets soos dit.
Ek het al baie skole soos dit gesien. Okay, meneer Ford het sy vrou ingelig dat hy 'n netto salaris van soveel sal hê. Verifieer met berekeninge of meneer Ford korrek is. Skryf 'n formule vir die berekening van die netto salaris wat met jou berekeninge sal help. Okay, so jy hoef nie actually gewoonlik die formule te skryf nie, maar hulle wil graag hê jy moet vir hulle wys. Netto salaris is jou bruto inkomste minus jou totale aftrekkings. Ek het net uit spasie uitgehardloop. So, sy bruto salaris was daai R41.072.13 en ons het nou net sy totale aftrekkings is R45.447.32 uitgewerk. Jy sou dink ek is goed met sulke getalle lees. Ek sê actually vir jou, soos as jy 'n getal voor my neersit en ek moet hom vinnig lees, dan sit dit soos 15624,81. Hy is reg. Hy is hy. Okay. Ek dink hulle is actually net 'n tik fout. My 5 moet 'n 4 wees. Maar tegnies is hy met R1 verkeerd. Met R1 verkeerd? Ja. R1. My word. So ek dink dit was actually net 'n fout op die vraestel gewees. Maar die lekker ding is wanneer jy sulke groot vraestelle en gereguleerde vraestelle skryf, dan gaan hulle deur die memo 'n paar keer. En dan sal 'n onderwyser byvoorbeeld sê, ons het 'n fout op die vraestel gemaak. Ek sou, hy is verkeerd aanvaar en ek sou, hy is reg aanvaar as jy sê min of meer reg. So Uitvangs moet jy daar wees. Ek twyfel, ek dink is net 'n fout op die vraestel gewees, 'n tikfout. Okay. Hy's nog in die afdeling van die werk wat veronderstel is om vlak 1 en 2 te wees. So hy is redelik waarskynlik net 'n tikfoutjie gewees. Bereken watter persentasie die werknemer vir mediese fonds sal betaal, rond jou antwoord tot die naaste persentasie af. Persentasie die werknemer vir mediese fonds betaal. Sien, ek hou nie van hierdie vraag nie. Is dit persentasie van sy inkomste of persentasie van sy aftrekkings? Ek gaan sê, dis persentasie van sy totale inkomste. Okay. So sy mediese fonds, ek gaan net vir ingeval hulle dit anders doen, mediese fonds op bruto inkomste. Mal 100. Okay, die ander opsie sou wees, is die fonds oor totale aftrekkings. Maar hulle het nie vir jou gesê of dit 'n persentasie van sy salaris of 'n persentasie van sy aftrekkings moet wees nie. So dis daai 1701
en sy bruto inkomste is hierdie. Nou uit die aard van die saak, ek sal later vir jou die memo somme stuur, jy kan double check. En ek sal ook hierdie een vir ons double check, dat ek jou laat weet. OK, 1701 oor 410 CO2. Afgerond tot 2 desimale plekke, tensy anders vermeld. As sy. Asai, daai een is klaar. Kom ons kyk. Een van die hoofbronne van inkomste vir die regering is persoonlike inkomstebelasting. Great. Dis waar. Die ander groot een is BTW. Meneer Ford doen ekstra werk na ure wat nie noodwendig op sy salarisadvies aangetoon is nie. Salarisadvies klink vreemd, maar dit is salarisstrokie. OK. Die dokument wat jou salaris aanteken. En hy dien sy inkomstebelasting opgawe deur die SARS e-filing webblad in. Bylaag A toon die uittreksel van meneer Ford se e-filing berekeninge. Moenie vir my sê dit is die vraag wat ek dink dit is nie. Nee, dankie tog. OK. Nou sal jy sien die bylaag is op die volgende bladsy. Daar is ons hy. OK. Bepaal die totale inkomstebedrag waar volgens SAID meneer Ford kan aanslaan. Met aanslaan met ander woorde, hulle kan hom vra om belasting op hierdie bedrag te betaal. Nadat alle toelaas en addisionele vergoedings in ag geneem is, gebruik bylaag A om die vraag te antwoord. OK. So, vir sy inkomste is hierdie belasbaar. Dit is so nice dat hulle klaar vir jou sê. Belasbaar, belasbaar, belasbaar. Nie belasbaar. Terugbetalende reistoelaas. OK. Daai is belasbaar, daai is belasbaar en daai is belasbaar. Hierdie is belasting wat aan hom terugbetaal is en hierdie is sy mediese krediete. OK, mediese fonds fooie byvoordeel. Dis nie sy mediese krediete nie, dit is hoeveel terugbetaal is aan hom deur die mediese fonds. OK. So hierdie is nie belasbaar. Nie belasbaar. Sjoe, ek hoop ek kry dit reg. Daar is sy reisuitgawes en sy pensioenfonds. Daar is sy belasbare inkomste. Sien, hulle het dit al klaar vir ons uitgewerk daar. Ja, gesien ja. So, wat was hierdie vraag se punte toekenning? 2 punte, jy lees hom net van die ding af. Oef, val my liniaal. 2.2.1, dit was daai belasbare inkomste, 583,797,00. Die manier hoe hulle hom gevra het hom baie kompleks laat klink, maar as ons net na die punte toekenning gekyk het, dan sou ons sien, hy is eintlik net 'n afleesvraag. Volgende vraagie sê, gebruik bylaag A en identifiseer met meneer Ford se belasbare inkomste na die assesseringsberekening. Wag.
Wat vra hulle? Vir die belasbare inkomste na die assesseringsberekening. Daar is die belasbare inkomste. Gradering onderdanig aan pensioenfonds, belasbare inkomste onderdanig aan pensioenfonds, belasting, normale belasting, korting, addisionele belasting, subtotaal. Dit sal hierdie ene wees. Dit is sy belasting, nee, belasbare inkomste. Wat het hulle gevra? Skus. Ek lag nou so vir myself. Okay, hier is die belastingberekening. So hierdie is die belasting op sy inkomste. Graderingsbedrag. Daar is die assesseringsberekening. So dis net weer daai ene, as ek nie verkeerd is nie. Sjoe. Dis hoe ek het verstaan. Was ook baie in Nee. Daar is. Dit is hoe ek het verstaan. Okay, maar as ek dit verkeerd het, sal ek jou later 'n boodskapie stuur en verduidelik hoekom ek verkeerd is. Okay. Ja. Punt 2.3 sê die e-filing berekening op bylaag A toon 'n waarde van soveel as die berekende resultaat. Toon deur berekeninge hoe hierdie bedrag bepaal is en verduidelik of hierdie bedrag aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betaal moet word of dit aan meneer Ford betaal moet word. Lang vraag. Is hierdie ene. Okay. So, hierdie is sy belasbare inkomste, volgens hulle. Belastingsberekening, normale belasting, korting, afgetrek, enige addisionele belasting. Okay, so daai is die belasting na korting. En dan kry jy hierdie krediete. Nou as ek so kyk na wat hulle wil hê, sien ek hy 6 punte en ek dink nie hulle gaan vir 'n klein ding. Wat wou ek nou sê? Ja. Hulle wil hê jy moet volledig wys hoe hy uitgewerk is. So ek gaan net gou die opname pause vir ons. So 2.2.3 al wat hulle wil hê is jy kan my skerm sien, hè? Okay. Ja. Hulle wil hê jy moet vir hulle wys hoe hierdie bedrag uitgewerk is. Dit is tog sy belasting betaalbaar minus die krediete en terugbetaling op sy belasting. En dan moet ons verduidelik of hierdie bedrag aan hom betaal moet word en of SARS daai bedrag moet ontvang. Ja. Dis waar die 6 punte vandaan kom. Maar ek sien op die memo is hy net 3 punte. So hierdie is verkeerd. Hy moet 3 punte wees. Ja. Okay. So dit is sy belasting betaalbaar of op die wat noem jy dit, op die dokument is dit die subtotaal na hulle die belastingberekeninge gedoen het. Minus die werknemersbelasting en belastingkrediete.
En dit gee vir ons daai R4.163.70. Nou, dit was sy belasting betaalbaar en dit is wat hy terugkry daarop. So volgens my skuld hy aan SARS hierdie. Okay, want hierdie is wat hy sou betaal het en toe gee hulle vir hom soos afslag krediete daarop. Maar is nog steeds minder as wat hy moes betaal het. So hy skuld net die addisionele. Okay. Ja. So hierdie bedrag word aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens geskuld. Aangesien sy belasting betaalbaar meer was as sy wat was dit? Werknemersbelasting en krediete. Okay. Sjoe. Ek was soos ek is redelik seker hierdie is die antwoord. Hoekom tel hy 6 punte? Okay. 2.2.4 Volgens die assessering wat op e-filing gedoen is, dui dit daarop dat meneer Ford soveel op sy belasbare inkomste voor korting moet betaal. Maak gebruik van die belastingtabel vir 2023 op bylaag B en verifieer of hierdie bedrag korrek is. So ons moet effektief sy belasbare inkomste vat en sien of sy belasting betaalbaar korrek bereken is. Okay. So hierdie was sy belasbare inkomste. En op hierdie moet ons nou gaan kyk waar val hy hierso in. Okay. So dit is 580.000. Dis hierso by daai D, stem jy saam? Ja. Okay. Sjoe, ek het nou baie bladsye by my. Dit is 115.762 plus 36% van wat hy verdien. Sy belasbare inkomste was 583.797. En hy moet belasting betaal op wat hy verdien bo 488.700. Okay, enige vrae daarop? Okay. Dit gaan vir jou 115.762 plus 36% van 95.097 gee. En dit is 149.996,92. Nou wat het hulle bereken? 149.996,92. Dit is korrek bereken. Okay. Nou die lekker ding is, hulle wys vir jou hierso, op bylaag A is hy net vir hierdie vrae. So ons weet ons is nou klaar met daai ene. Ja. En op bylaag B sê hy is net vir daai vraag, so ons is ook klaar met daai ene.
Sjoe, ek het gevoel soos 'n bok in hoofligte. Ek weet nie hoekom ek so geskrik het vir daai vraag nie. Ek doen hierdie al vir jare en dit laat my nog steeds skrik. Carla. Maar mense sal maar partykeer bietjie skrik. Ja. Meneer Ford is 'n huiseienaar en ontvang 'n maandelikse waterrekening. Jy, tariewe. Die vorige een was obviously inkomstebelasting. 2.2 was inkomstebelasting. Die stad van Ekurhuleni sal maandeliks 'n basiese afvalwaterdiens gratis voorsien. Die volgende tariewe sal geld. Okay, so as hy water gebruik tussen 0 en 6 kiloliter, dan word dit soveel vir hierdie jaar en soveel vir daai jaar. So dis die vorige jaar, dis die nuwe jaar. En ons gebruik gou hierdie 2.3.1. Bepaal die tarief in kiloliter vir 15 kiloliter water verbruik per maand. Okay. So. As hy. In die eerste kerf het hy 6 kiloliter, nee. Ja. 'n 6 kiloliter teen, en dit is teen watter jaar? 23-24, so hierdie ene. R18.12. En dan, vir die volgende een, is dit mos 15 minus 6 kiloliter, wat 9 kiloliter is. Dis 9 kiloliter teen R29.86. Alle tariewe sluit BTW reeds in, so ons hoef nie terug te werk op die BTW nie. So dis net 6 maal 18.12, wat R108.72 is. En hierdie een is R268.64. Hulle het nie die tarief gevra. Ek tel sommer gou in afval die twee bymekaar. Ek het 'n vermoede. Okay. Maar okay. Hierdie is actually verkeerd. Die antwoord hierso is die tarief vir die eerste 6 en R29.86 vir die res. Nou, op die memo gee hulle net die R29.86 en ek stry vehemently daarmee. Dis nie reg nie. Maar okay. Okay, ek het klompie bylae hierso en dan het ek 2 oop bladsye en dan skielik gaan die vraestel aan. So hy's in die verkeerde volgorde. Na jou bylae, jy sien daar's so klompie bylae. Dan sal 2 oop bladsye. En na dit gaan vraag 2.3 aan. So ons is nog nie klaar nie. Okay. Ek hoesa net gou dat ek jou nie weer verkeerd help nie. Dit help nie, ek gee vir jou lesse en ek maak die hele tyd foute nie. So maar ek leer ook so bietjie. Daarom kan jy my fout, soos daarom kan ek vir jou sê hoekom my fout verkeerd is.
Ja. 2.3.2 Bereken die persentasie verhoging vir watertariewe vanaf hierdie jaar na daai jaar as 'n huishouding ongeveer 30 kiloliter water per maand verbruik. Jy kan die volgende formule gebruik. Okay. So hulle sê die tarief vir die nuwe jaar minus die tarief vir die ou jaar oor die oorspronklike tarief, so die ou jaar sin, maal met 100. So dit is daai R36.58 vir die nuwe jaar en R32.66 vir die vorige jaar oor die oorspronklike tarief voor hy verhoog is. Maal met 100. Onthou hulle hoef nie vir jou daai formule te gee nie. Ja. Hulle sê nie waarom jou ding na af te rond nie, so ek neem aan 2 desimale plekke. Is 'n R3.92 verhoging. Maar ons soek die persentasie. Hy is 12,002 bla 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 persent, so afgerond is 12%. Meneer Ford het 'n stelling, 'n staat. Ekskuus. Hulle het dit in Google Translate ingesit, soos sy rekening. Statement. In 2023 gemaak. Stelling is reg, ekskuus. Dat hy die, ek wou sê, ek het gelees in 2023, toe ek soos, okay, ontvang. Nee. Hy het 'n stelling gemaak dat hy die persentasieverhoging soos aangedui R300 meer sal betaal vir 35 kiloliter waterverbruik in 2024. Verifieer sy stelling deur alle berekeninge te toon. So ons moet eers sy rekening vir 2023 gaan uitwerk. En onthou, dis vir 35 kiloliter. So ons het nou gesê, die eerste een is 6 kiloliter. Dan het hy 9 kiloliter in die volgende een. Dan 30 minus 15 is 15 kiloliter. En onthou, hy gaan net tot by 35 kiloliter. So dis 31, 32, 33, 34, 35. 5 kiloliter teen daai tarief. Enige vrae? Okay. En dit is die ou tariewe, daai R16.18. R26.66, R32.66 en R40.64. Dit gee vir ons hierdie. En nou is dit maar net maal, totdat jy almal gedoen het. Daai ene. En daai ene. Okay, nou onthou, as jou calculator net vir jou 0,2 sê, byvoorbeeld, dan moet jy 'n addisionele 0 bysit, want dis geld. En dan tel ons almal van hulle bymekaar om die totaal te kry. Dit gee vir ons R1030.12
En dit is net in 2023. Nou moet ons 2024 sin ook uitwerk, want hy sê hy gaan R300 meer betaal. Nou daarom hoef ons nie weer hierdie proses deur te gaan nie, ons weet, dis 6, dis 9, dis 15 en dis 5. En onthou, as jy al hierdie bymekaar tel, dan moet jy weer 35 kry. Nou sit net maal met hierdie tariewe, die nuwe tariewe. Okay. 6 maal R18.12 is R108.72. My hond kom so nou en dan in die kamer en dan staar hy vir my vir so rukkie. En sy sê, okay, jy gee nie aan my aandag nie, boy. Ek sê, ek's jammer, hy's besig. Die kinders skryf toets, okay. Nou sê 227,60. Dan tel jy dit by mekaar. Okay. So dit is hoeveel hy sal betaal met die nuwe tariewe. Nou moet ons gaan kyk wat is die verskil. Want hy het gesê hy gaan R300 meer betaal. Ja. So ons vat die groter bedrag, die nuwe bedrag, minus die kleiner bedrag. En raai wat, hy jok vir ons. Hy is verkeerd. Hy is verkeerd. Dis hy. Persoonlik dink ek is 'n simpel vraag om in 'n toets te vra, want as jy dit die eerste keer nie reg kry nie, dan gaan jy dit nie die tweede keer reg kry nie. Ja. Dit is deel van hoe ons eksamens en toets sal opstel. Jy wil nie dieselfde set of skills meer as een keer toets nie. Want as die kind dit nie die eerste keer kan regkry nie, dan gaan hulle die tweede keer ook verkeerd kry. Okay, vraag 3.1 is data. Vraag 3.2 is ook data. En vraag 3.3 is wisselkoers en data. So ons gaan 3.1, 3.2 en 3.3 skiep. Okay. Hierdie een mag dalk redelik wees, is 'n basiese vaardigheid. Kom ek gee jou sommer gou een, wat net 'n voorbeeld is, basiese vaardigheid van verhouding. As ek jou sê vereenvoudig die volgende 14 tot 18, of as ek jou sê vereenvoudig 30 sekondes tot 1,5 minute. Okay, so dis ons 2 voorbeelde, net sodat ek en jy op dieselfde wavelength is vir ons basiese vaardighede. As daar nie eenhede by is nie, of as hulle in dieselfde eenheid is, dan kan jy net sê 14 gedeel deur 18, jou sakrekenaar gaan hom vir jou vereenvoudig, 7 tot 9.
Jy mag hom nie as 'n breek vir hulle gee nie, jy moet hom as 'n verhouding gee, maar jou sakrekenaar doen nie vereenvoudiging vir jou. Ja. Nou hierdie een is ietsie wat ek meer in vraestel 2 sal verwag, want hy het tyd betrokke. Maar as hy sekondes en minute het, dan weet jy, dis nie dieselfde eenheid nie. Ons moet die een in die ander een verander. So ek gaan minute na sekondes toe verander. Om 'n minuut in sekondes in te verander, maal jy met 60. En dit gaan vir jou 90 sekondes gee. Okay. Daar is 30 sekondes tot 90 sekondes. Nou oor hulle dieselfde ding is, kan jy sê 30 oor 90. En dit so vir jou 1 tot 3 gee. Kyk, terug by die actual vraestel. Okay, hierdie is wisselkoers. En hierdie is 'n basiese vaardigheid, maar dit is baie soortgelyk aan wat ons net nou gedoen het, is daai die persentasie wins of die persentasie verhoging is mos die verskil oor die oorspronklike ding maal met 100. Ons het dit nou in 2.3.2 gedoen. So hierdie is wisselkoers. En hierdie een twyfel ek julle sal kry, want hy is geheg aan die wisselkoers. Datahantering, so los dit, 4.2. 4.3 is waarskynlikheid. So kom ons gaan na 4.3 toe. Okay, by 'n fliek het jy 'n keuse om roomys te koop voordat jy die Barbie fliek kan kyk. Dit, was nou al rukkie terug. Ek's mal oor die Barbie movie. Hieronder is 'n boomdiagram wat die verskillende roomysgeure en versierings illustreer met moontlike uitkomste. Skryf die moontlike uitkoms vir B neer. Okay. So B is hierso. Hy het sprinkles en hy is geheg aan vanille. Dis vanille met sprinkles. Nee. Ja. Hy is so weird gespel. Vanille met sprinkles. Of sprinkles in Afrikaans. Sprinkles. Skryf die waarskynlikheid neer as 'n desimale breek dat jy sjokolade roomys met neute sal kies. Rond jou antwoord tot 2 desimale syfers af. Okay, sjokolade met neute is een opsie uit 1, 2, 3, 4, 5, 6 opsies. So is 1 uit 6. Nou as hulle net vir die waarskynlikheid gevra het, is dit ons antwoord. Maar hulle het gesê, skryf dit as 'n desimale breek afgerond tot 2 syfers. So ons gaan 1 oor 6 intik en hom na desimaal toe verander. Hy is 0,16666 bla bla bla. Afgerond tot 2 desimale plekke is 0,17. En daar's daai vraestel ook klaar. Ja. Nee?
Soos ons is nie besig om elke liewe vraag te doen nie. So ja, dit vat ons korter as wat dit sou in 'n actual vraestel. Maar ek vind dit darm goeie oefening vir ons. So hierdie, die volgende een is die Nasionale Senior Certificate, MAF 2023. Okay, is die laaste een, is die Oos-Kaapse. So, Oos-Kaap, Nasionale Senior Sertifikaat, Junie 2023, vraestel 1. Sjoe, ek raak nou moeg hoor. Want jy jou instruksies, wil jy breek vat? Ons het net 10 minute oor. Ja. Okay. 200 graad 10's en 11 leerders beplan om op 'n toer na Durban te gaan. Dit klink soos hel. Is jy nog daar? Okay. So hy sê vir ons 200 graad 10's en 11 leerders, 200 graad 10 en 11 leerders beplan om op 'n toer te gaan na Durban. Dit klink soos hel. 6,5% minder is uiteindelik na Durban toe. So skryf 6,5% as 'n gewone breek in sy eenvoudigste vorm. So die ding is 6,5% is net 6,5 oor 100, nee. Dis 'n basiese vaardigheid daai. En dan kan jy hom sommer net in jou sakrekenaar intik. Hy gaan hom vir jou as 'n breek teruggooi, 13 oor 200. Dan 1.2 bepaal die aantal leerders wat op die toer gegaan het. Okay, so beplanning was 100% studente. En toe was daar 6,5% minder as wat hulle aanvanklik beplan het. So wat actually op die toer was 93,5%. Ons soek die aantal wat actually daar was. Ons het die bedrag vir wat hulle beplan het. En onthou ons formule is soek oor het. So dis 93,5 oor 100 en hulle het gesê daar's 200 studente. So 187 is actually op die toer gewees. Druk die aantal leerders wat op die toer gegaan het en die aantal leerders wat beplan het om op die toer te gaan as 'n verhouding in sy eenvoudigste vorm uit. Haai nog 'n basiese vaardigheid. So hulle sê die aantal leerders wat gegaan het tot die aantal leerders wat beplan het in die eenvoudigste vorm. Daar was 187, 200 het beplan. En ek dink dit is sy eenvoudigste vorm, maar ek double check net op my sakrekenaar dit is. Okay. En dan, as jy soos randomly jou lys van name wat beplan het om te gaan het, en hulle sê,
kies randomly 'n leerder. Hulle sê skryf die waarskynlikheid as 'n persentasie neer om 'n leerder wat nie op die toer gegaan het nie, ewe kansig te kies. So 13 het nie gegaan nie. 200 het beplan om te gaan en hulle soek dit as 'n persentasie. Dit gaan vir jou 6,5% gee. Wag. Okay. Ja, is 'n persentasie. Jy kon dit actually uit die vraag uitgekry het. Jy kon dit hierso gekry het. 6,5% het nie gegaan nie. Okay. Dis nog 'n basiese vaardigheid hierso, 1.2. David is Februarie 1998 gebore en Sam Maart 1993. Hul pa het 'n bedrag van R409.750 in die verhouding van hul ouderdomme verdeel voordat hy in 2023 gesterf het. Dan sê hulle, okay, wat was hulle ouderdomme op April 2023? So, David is Februarie 1998 en dan wil ons uitwerk hoe oud is hy in April 2023. So, as ons 2023 vat en ons trek 18 daai af, dan kry ons 25. En dit is die ouderdom wat hy sou wees as hy sy verjaarsdag al gekry het. So, dit is 25 jaar oud. Dan Sam is in Maart 1993 gebore en ons wil uitwerk hoe oud is hy April 2023. So hy het nog nie verjaar nie, stem jy saam? Ja, Dus 2023 minus 1893, wat is hoe oud hy sal wees wanneer hy verjaar, maar hy het nog nie verjaar nie, so hy is 29 jaar oud. Nee, hy het verjaar. Hy het in Maart verjaar. Skus. Hy het al klaar verjaar, hy het in Maart verjaar. Beide van hulle het voor April verjaar. Okay, en dan sê hulle bereken die bedrag wat Sam en David beide kry. Okay, so as ek sê David tot Sam, is hulle in die verhouding 25 tot 30, nee. Ja. Maar nou wil ek hom sommer vereenvoudig. Dit gee vir my 5 tot 6, en ek dink hierdie kan die laaste vraag wees wat ons doen. Het is in elk geval die laaste vraag. Ja. David gaan 5 uit die 11 stukke kry. Daar is 5 stukke vir hom en 6 stukke vir Sam, so daar is 11 stukke in totaal. Ja. Maal met hierdie bedrag. En jy kan dit sommer op jou sakrekenaar gaan uitwerk. En Sam sal 6 van daai stukke kry. Okay, maak dit sin? Ja. Okay. Dan is ons klaar vir vandag. Dan sien ek jou nog een keer môre. Ja. Ek hoop jy het 'n lekker dag.
Juffrou ook en baie dankie. Dis 'n groot plesier. Ek hoop